So, julle, vandag gaan ons 'n bietjie wegbreek van ons kroongebouery en ek wil vandag bietjie met julle gesels oor die vrug van die Heilige Gees. Nou ja, as 'n kind of as 'n groot mens het jy nou al baie geleer van die vrug van die Heilige Gees. En ons kan dit vind in Galasiërs 5:22. Maar vandag wil ek net so 'n bietjie 'n fun gedeelte van dit met julle deel. Net so 'n bietjie sports maak en dan met die hoop daarmee dat julle dit dan van vandag af sal kan onthou op 'n baie maklike manier. So kom ons kyk eers in Galasiërs 5:22. Wat sê die Bybel vir ons is hierdie vrug van die Gees? Ek gaan dit vir julle in Engels lees. Dit sê, but the fruit of the Spirit, the result of His presence within us is love, unselfish concern for others, joy, inner peace, patience, not the ability to wait, but how we act while waiting, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. En as ons in Afrikaans gaan lees, sê hy vir ons in die 33 vertaling, dat maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Nou ja, ek het nou hierdie hele storieetjie nou gaan uitwerk oor hoe om dit ook aan myself hoe om dit makliker te kan onthou. Nou interessant genoeg, jou brein is so intelligent dat jy vir ons soos bakens kan maak. Ons noem dit triggers. So jy kan triggers in jou mind create, gekoppel aan 'n spesifieke ding en dan elke keer as jy daai ding sien, dan aktiveer dit daai trigger en dan dadelik kan kom die gedagte gekoppel aan dit dan na vorentoe. So mag hierdie vandag 'n trigger in jou mind word. Kom ons kyk eers na lankmoedigheid. Lankmoedigheid is een van die vrugte of vrug van die Gees. Maar wat beteken lankmoedigheid? Nou in pleinweg Afrikaanse terme, dit meen geduld. So, wat is 'n vrug wat jy aan lankmoedigheid sal kan koppel? Ek het nou gaan sit en dink, en toe kom ek op 'n truksvy af. Nou, ek weet nie of as julle weet wat is 'n truksvy of wat nie, ek gaan 'n fotootjie hier opsit om vir julle te wys hoe hy lyk. Maar hoekom 'n truksvy? Want voorwaar dit is seker die meeste, of die vrug wat die meeste geduld nodig het om hom te skil. Hy groei op hierdie kaktusserige plant en hy het al hierdie doringkies en veseltjies wat erger as 'n papierdoring steek. En hy goed steek baie seer. As jy nou al aan hierdie klein vetplant kaktusies gevat het, daai super fyn doringkies as in jou vinger inkom, dis seer. Nou truksvye het dieselfde doring. So as jy 'n truksvy skil, moet jy of 'n handskoen gebruik of ek weet nie hoe ander mense dit doen nie, maar die vrug verg baie geduld om hom te skil en tog is dit 'n verskriklike baie lekker vrug. So geduld is 'n truksvy. Omdat dit baie geduld vat om te skil. En dan die volgende een is sagmoedigheid. Nou wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid is om, die Bybel sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, nee? Sagmoedigheid is soos om jou woorde te help wanneer jy praat. Dit is soos om te pas op vir dit wat jy sê en veral daai jou reaksie, hoe jy optree, al daai goed. So sagmoedigheid is ook 'n vrug van die Gees, maar watter vrug koppel ons aan sagmoedigheid? Nou toe ek gaan sit en dink oor hierdie ding, toe kom ek op 'n waterlemoen af. Nou almal ken dit as 'n waterlemoen. Ek sê vir my kinders dit is 'n waterlemoen, want dit is eintlik net 'n baie groot lemoen met baie water in. Maar tog, as jy 'n waterlemoen nou vat en jy gaan eet hom, hy het hierdie baie harde eksterie, hierdie vreeslike harde skil. Maar as jy hom oopsny en jy hap die waterlemoen, is dit verskriklik sag en dit breek eintlik sommer so in jou mond. Dit los sommer so in jou mond op en is soet en is lekker en natuurlik dan quench dit jou thirst ook. So, vir sagmoedigheid het ek gesê 'n waterlemoen. Dan is 'n baie sagte vrug in jou mond, maar hy het 'n
baie harde dop aan die buitekant. En dan die volgende een is vriendelikheid. So vriendelikheid is vir my die coolste een van die hele bunch. Want ja, wat is vriendelikheid? Dit is nie net om 'n hierdie oppervlakkige glimlaggie op jou gesig te sit of so iets nie. Dit is om vriendelik te wees en deur mense te groet, deur jou maniere, deur om jou glimlag met warmte te omhels, om jou glimlag te laat warm voel. En hoe jy met ander kommunikeer en al daai goed, hulle word aangesteek deur die vriendelikheid wat jy vir hulle gee. So, ek het die vrug vir vriendelikheid, het ek gesê, drywe. Want as jy gaan kyk, drywe kom altyd, of hulle kom nooit alleen nie. Hulle kom altyd met hulle frensies. Jy gaan nooit net in die winkel 'n bakkie drywe koop en los net een dryf in 'n hele bakkie nie. Hy kom altyd saam met sy frensies. So ja, die drywe verteenwoordig natuurlik vriendelikheid. En dan ook hoe jy vriendelik kan wees met die mense om jou. En dan die volgende vrug wat ons het van die Heilige Gees is liefde. So wat is liefde? Dit is nie liefde met 'n praaisterk nie. Dit is nie liefde met of 'n kwotasie of met 'n wat kan jy daaruit kry of iets nie. Dit is opregte, nederige, ware liefde. Liefde soos wat Jesus vir ons gegee het in Johannes 3 vers 16. Dit is liefde wat nie net in 'n verhouding gekoppel is nie, maar liefde teenoor jou hele huisgesin, teenoor die mense wat deel is van jou lewe. En dan natuurlik om lief te wees vir jouself. Want ja, liewe Jesus het ons lief, so ons moet ook onsself lief hê, sodat ons ons naaste kan lief hê, nie? So die vrug wat ek aan liefde gekoppel het, is 'n arbei. Want as jy gaan kyk, 'n arbei is rooi, en baie van hulle lyk ook sommer soos 'n hartjie. So ja, as jy nou 'n arbei sien, dan dink jy weet, liefde, dit verteenwoordig liefde. En dan die volgende vrug van die Gees is vrede. Nou hierdie een was 'n bietjie triekie geweest, want dan baie mense sê, dit is nie 'n vrug nie, maar as jy gaan kyk, dit is 'n botaniese vrug. So wat is vrede? Dit is om in vrede te wandel met die mense om jou. Vrede met ek wil nie sê noodwendig net met jouself nie, maar net om in absolute vrede te wandel. Want liewe Jesus is vrede. En oral waar hy beweeg het vrede saam met hom beweeg. So, die vrug wat ek vir vrede gekies het, is 'n olyf, soos 'n olive, 'n olyf. En daar is 'n gesegde wat sê, extend the olive branch. So as jy 'n korrel het met iemand of wat ook al, dan sê hulle altyd jy met die olyftakkie, jy weet, uitsteek, sodat jy kan vrede maak. Nou, olywe is geklassifiseer as 'n botaniese vrug, nie as 'n groente nie. So ja, vrede is olywe. En dan die volgende vrug van die Gees is blydskap. Daar het ek vir ons ingesit perskes, want het jy nou al gesien as jy by die winkel instap en ons perskes op die rak, hoe excited raak mense nie dan nie, want perskes is net so lekker. Of as jy op 'n Sondag gaan en jy gaan maak nou ultramel met perskes en daai goed, ja, almal loop met sulke smiles op hulle gesigte rond. So ja, blydskap. Jy weet, jou blydskap is jou beskutting volgens Jesus se woord. So ja, ons moet wandel in blydskap en ons moet bly wees en ons moet rejoice, want ons is vrygekoop en ons is koningskinders. So ja, die blydskap is om ons, en as jy blydskap om jou het jy die lig om jou, jy het die warmte om jou, jy het liefde, jy het vriendelikheid, jy het al die goeders wat om jou wandel. En natuurlik wandel jy ook in jou eie blydskap, want jy weet jy is kosbaar. En dan die volgende vrug is goedheid. Nou wat is goedheid? Goedheid is daai random act of kindness wat mens doen. Dit is daai, jy weet, opstaan en 'n stoel uitskuif vir iemand, of dit is opstaan en ja, net hierdie random act of kindness te doen, jou maniere en hoe jy die mense hanteer om jou en al, jy weet, altyd net hierdie opregtheid in jou hart te hê om te weet dat jy doen iets goed vir iemand anders. Jy rol 'n klip uit iemand se pad uit of hoe ook al, om net daai deur vir iemand op te maak, of as iets val vir hulle op te tel of so iets. So dit is goedheid. Nou die vrug wat ek vir goedheid gekies het, is 'n lemoen.
Hoekom 'n lemoen? Want 'n lemoen bevat baie vitamiene en dit is goed vir jou liggaam. Dit is regtig baie goed vir jou liggaam. Maar ook 'n lemoen is soos altyd van as jy 'n sak lemoene kry, jy wil dit met almal share. Jy wil net hê almal moet 'n lemoen hê en almal soek 'n snytjie lemoen en al daai goed. En jy weet ja, dit is mense gaan en jy deel dit met almal wat ook natuurlike random act of kindness is. Want jy share dit wat jy het met die mense om jou en terwyl almal nou lekker sappig eet in hierdie lemoen, kry almal daai vitamiene wat goed is vir hulle liggame. So onthou, goedheid is 'n lemoen. En dan die volgende een is getrouheid. Nou getrouheid is nie net getrouheid in jou verhouding of iets nie, maar dit is getrouheid in die sin van eerstens getrou te wees aan die Here, om sy woord te volg, om te doen wat die woord vir ons sê ons moet doen, en om hom te leer ken en om 'n verhouding met hom te bou en so. Maar getrouheid is ook om op jou beginsels en jou prinsipe en daai goeders te staan. As jy weet getrouheid in dit wat jy sê het, soos met ander woorde, as jy gesê dit is wat jy gaan doen, dan gaan jy dit doen. As jy gesê het nee, jy is nie gemaklik met dit nie, dan staan jy daarop en jy word nie omgepraat daaroor nie. Getrouheid is ook om getrou te wees aan jouself en om jouself, jou eie boundaries en nog goeders te respect. En net getrouheid soos in die sin van faithfulness, verstaan, faithfulness in geloof en faithfulness in jouself. En soos getrouheid het ek gekies die vrug van 'n appel, want 'n appel is eintlik 'n vrug wat as jy 'n appel het jy eintlik iets baie waardevols by jou. Met ander woorde, 'n appel is een van die vrugte wat die mees natuurlikste suiker bevat. En dit is ook die vrug wat eintlik die in sy eie manier meer antibiotika bevat as ander vrugte. Want 'n appel, as jy soos bietjie nie lekker voel nie, jy weet jy dalk nou so bietjie net gehype op sweets en daai goeders en jou bloedsuikervlakke is nie lekker nie, en iemand gee vir jou 'n appel, gaan hy dit outomaties baie vinnig optel, want die natuurlike suiker in 'n appel help daarmee. En daar's 'n gesegde wat altyd sê, an apple a day keeps the doctor away. So getrouheid, as jy elke dag in getrouheid wandel teenoor jou verhouding met Liewe Jesus, jou doelwitte en dit wat jy in die lewe wil bereik, jou geloof en dan natuurlik aan jouself, om net daai faithfulness te hê, dat dit is wie jy is en jy bly getrou aan jouself en aan die Here, né? So dit is dan 'n appelvrug. En dan die volgende een is 'n baie interessante ene, want selfbeheersing is soos hierdie vreeslike groot ding. Baie mense struggle daarmee, baie groot mense struggle daarmee. So dit is nie 'n grappietjie of iets onder enigiemand nie, want baie mense sukkel met selfbeheersing. Nou voor ek vir julle verduidelik van selfbeheersing, wil ek eers vir julle sê wat se vrug ek gekies het daarvoor, want dit was nogal 'n bietjie 'n giggelgrappie gewees. Ek het gekies om lychee daarby te sit, want kyk, lychees is baie lekker, maar hulle is baie skaars. So, as jy 'n boks lychees het jy die selfbeheersing om nie daai hele boks op te eet nie? Kan jy net een lychee vat? Of gaan jy nog een gaan haal? Gaan jy vir jouself nog een gaan kry? So, selfbeheersing het ek gesê lychees, want dit is moeilik om net een lychee te eet, dit is net so lekker vrug. En omdat hulle so seisoengebonde is en so skaars is, en dan natuurlik ook so duur is, wanneer jy dit het, dan voel dit jy wil net die hele boks opeet, want dit is net so lekker. So vir selfbeheersing is 'n lychee. Maar wat is selfbeheersing? Selfbeheersing is nie net om te breek te slaan of wanneer jy soos ietsie eet of so ietsiekie nie. Maar selfbeheersing is ook om beheer te hê oor dit wat jou liggaam reageer, dit wat jy sê, en al die goedjies wat jy doen, is om wanneer jy kwaad word en weet waar lê jou perke wanneer jy kwaad en ongelukkig is om my selfbeheersing te hê, om te sê, ok, maar weet jy wat,
ek weet ek gaan nou verkeerde woorde sê, so ek neem beheer oor my liggaam. Ek maak die keuse om te draai en te loop en te gaan cool down en dan terug te kom en die gesprek verder te hê. So selfbeheersing is nie net om, jy weet, soos jou woede en daai goeders te beperk nie. Selfbeheersing is ook om selfbeheersing toe te pas in soos jou reaksies, as iemand vir jou iets gesê het, jou liggaamlike reaksie, as jy kwaad is, om versigtig te wees vir wat jy doen, as jy soos as aggressie 'n vorm van uitlating is, selfbeheersing toe te pas en eerder jouself te leer om nie die muur te gaan slaan nie, of om nie dit te gaan doen of dit nie, maar om te sê, okay, weet jy wat, ek gaan nou net so ver gaan, ek gaan nie verder deelneem daaraan nie, ek gaan nie alles nie, want ek gaan selfbeheersing vat, en ek gaan myself uit die area of die omgewing uithaal, sodat ek kan gaan afkoel, en dan kom ek terug met wysheid, met kalmte, met vrede, en dan kan ek die saak verder hanteer of so. Selfbeheersing is ook om nie net wanneer jy een ding te kan, of daar 'n hele sak van sweets voor jou lê, is om te gaan en die hele sak sweets te vat nie, maar om net daai 1 of 2 of 3 of 4 of 5 te vat, weet beperk tot 'n sekere hoeveelheid, en jy weet, okay, môre het ek dan nog 'n hele paar sweeties oor vir die volgende dag, of vir die week daarna, of wat ook al. So selfbeheersing kan in 'n baie verskeidenheid van aspekte betrokke wees in jou lewe, maar dit is 'n baie moeilike, soos met geduld, dit is regtig 'n baie moeilike vrug van die gees om toe te pas. So ja, julle net gou weer so vinnige rundown van die vrugte. As julle vrugte in die huis het en julle gaan maak vir julle vrugte slaaitjie en julle het hierdie vrugte daar binne, kyk hoeveel van hulle kan julle koppel aan die vrug van die Heilige Gees. So ons het lankmoedigheid wat geken word as geduld, en dit is ons triksvy omdat hy baie moeilik is om te skil. En dan het ons sagmoedigheid wat 'n werklemoen is, want hy sag in jou mond. Sagmoedigheid is ook om daai kalmte en vrede van hoe jy jouself dra, jy weet, jou actions en daai goeders dra, altyd met 'n sagmoedigheid te doen. En dan die volgende een is vriendelikheid, onthou drywe, want hulle kom in frenzies, dis nooit net een in die boksietjie nie. So dan het ons vriendelikheid wat vir ons die drywe gee dan. En dan die volgende vrug is liefde, dit is arbei, want as ons arbei sien, dan dink ons aan liefde, en dit is rooi, en ja, liefde is nie net liefde vir die mense op die aarde nie, maar ook die liefde, om die liefde te hê vir die Here, want hy het ons lief, en hy het sy enigste gebore seun gegee vir ons. En dan het ons blydskap, is perske, want onthou, as jy 'n perske op die rak sien, dan raak jy vreeslik excited, of as mamma of pappa, of wie ook al, jou vrou of jou man of wie ook al, 'n bakkie met ultramel en ingelegde perskes vir jou sit, dan het jy net daai joy in jou hart. En dan die volgende een is goedheid. Goedheid het ons lemoen, want vitamiene wat vitamiene bevat, en dit is baie goed vir jou liggaam. Dan het ons getrouheid as 'n appel, en dan het ons selfbeheersing as 'n liedjie. So ja, julle mag hierdie vrugteslaaitjie vir julle baie lekker wees, en ek hoop julle almal kan dit onthou. Mag julle baie geseënd wees en 'n lekker middag verder hê.